Hallo almal, in hierdie video gaan ek jou help met jou eindeksamen voorbereiding. Ek bespreek die 2024 Gauteng se rekordeksamen vraestel 2 vraag 10. In die diagram is K, H en G punte op die sirkel en FG is 'n raaklyn aan die sirkel met middelpunt E. 'n halwe sirkel met middelpunt F is geteken. Punte D en E lê op die halwe sirkel. CD en CE is raaklyne aan die halwe sirkel by D en E onderskeidelik. En ons sê dat CD ewewydig is aan HE. Nommer 1, gee 'n rede waarom DC gelyk is aan EC. Nou goed, hulle wil weet hoekom is daardie lyn DC gelyk aan EC. Dis daardie lyn. En ons antwoord lê in die feit dat dit 2 raaklyne is. Raaklyne vanuit dieselfde punt is gelyk. En onthou, ek gaan jou sommer nou sê, die feit dat daardie 2 dan nou gelyk is, gaan dan nou maak dat hoek D gelyk is aan hoek E. Hoeke teenoor gelyke sye. Nommer 2, ons moet bewys dat driehoek DCE gelykvormig is aan driehoek HEK, maar in die volgende skyfie behandel ek hom. Bewys dat driehoek DCE is gelykvormig aan driehoek HEK. Nou die eerste ding wat ons kan doen is ons kan sê dat hoek C is gelyk aan hoek E2. En die rede hoekom ons dit kan sê is hulle twee is verwisselende hoeke, want DC is ewewydig aan EH. Dan kan ons sê, ek gaan net my pen se kleur verander, dat hoek D is gelyk aan hoek E1. En hoekom kan ons dit sê? Dit is hoeke teenoor gelyke sye. Onthou jy, hierdie was 2 raaklyne en ons het gesê raaklyne vanuit dieselfde punt is gelyk en daarom is daar 2 basishoeke en nou kan ons sê daardie 2 hoeke is gelyk, hoeke teenoor gelyke sye. Nou kan ons gaan en sê, nou hier het ek nou eintlik soos 'n stap uitgelos, maar dit lyk so, dit is eintlik hoek D plus hoek E1 plus hoek C is 180 grade, hoeke van 'n driehoek. Maar hoek E en hoek D is gelyk, so mens kan daardie E met 'n D vervang. En dan is dit D plus D 2D, en dan daar is die C uit oorgeloop. So nou kan jy sê 2D is 180 minus C, hoeke van 'n driehoek. Nou kan ons in die ander driehoek gaan en sê hoek H is gelyk aan hoek K1. Daar het jy K1, daar het jy H, hierdie is 2 radiusse, so daardie 2 hoeke kan net gelyk wees. En jou rede gaan wees hoeke teenoor gelyke sye, ek het net vir jou ingesit, dis radiusse. Verder het ek nou weer eintlik 'n stap uitgelaas, en ek probeer dit net vir jou 'n bietjie beter verduidelik, deur jy kan gaan en sê K1 plus H plus E2 is 180 grade, hoeke van 'n driehoek. Maar H en K is ewe groot, so jy kan sê 2 keer hoek H is dan 180 grade minus E2. Nou kan jy, en jou rede, jammer vir die hond, nou kan jou rede wees binnehoeke van 'n driehoek. Maar onthou jy, ek is so jammer oor die hond wat blaf, maar okay, hoekom kan ons nou sê dat C is gelyk aan E2? Onthou jy hierbo het ons dit gesê. So daarom, C is gelyk aan hoek E2, daarom kan 'n mens gaan en sê dat hoek D is gelyk aan hoek H. Met ander woorde, ek probeer hoek D is gelyk aan hoek H vir jou wys. Dus het jy nou 3 hoeke wat gelyk is, daarom is driehoek CDE gelykvormig aan driehoek EHK, en jou rede, daar's 3 hoeke wat gelyk is. Voordat ek aangaan met hierdie les, is daar net 'n boodskap van my klein hondjie Karossie Valentino. Ons moet bewys dat DG gelyk is aan GE. Nou,
die eerste ding wat ons weet is dat hoek FGE, daardie hoekie is 90 grade. En die rede is raaklyn, loodreg, radius. Want onthou jy, E was die middelpunt van daardie sirkel en hulle het vir ons gesê FG is 'n raaklyn aan die sirkel. Dus kan ons nou sê dat DG is gelyk aan GE, want dit is nou, as jy nou die halwe sirkel kyk, daardie stelling, dis die omgekeerde, dis stelling 2, ek dink, die lyn vanuit die middelpunt loodreg op die koord. Wat doen hy? Hy halveer die koord. By nommer 4, ons moet aantoon dat 2HE² is gelyk aan DC maal met HK. Nou, onthou jy, in die vorige vraag, nog een terug, het ons gesê daardie twee driehoeke was gelykvormig, en as gevolg van die gelykvormigheid kan ons mos nou die verhouding skryf. Nou kom ek wys gou vir jou waar kom ek daaraan. 'n Mens sê CD op HE is gelyk aan DE op HK is gelyk aan CE op EK, wat nie nou hier nodig is nie. So ons stel net belang in daardie gedeelte. Nou verder kan ons nou sê, as 'n mens nou hierdie twee gaan oorkruismaal, dan kry jy DC maal HK, en as jy hulle twee oorkruismaal, dan kry jy HE maal DE. So daai het ons nou daar. Dan kan ons nou gaan en kyk na wat het hier gebeur. DE, as jy na DE toe gaan, onthou jy, ons het besluit dat DE, daardie enetjie, is so lank soos daardie ene. So GE is gelyk aan DG. So in die plek van DE, kan jy nou eintlik gaan skryf, dit is GE plus DG, maar ons weet GE en DG is ewe lank, so ons kan in plek van DG plus GE kan ons skryf 2 van die GE's maal HE. En dan, wat weet ons ook? Ons weet dat GE is gelyk aan HE. Hoekom? Kom ek gaan jou wys. GE is gelyk aan HE. Nou, as jy op die skets kyk, daar's GE, dit is 'n radius van daardie sirkel met die middelpunt E, en daar's EH, of HE as jy wil. Hy's ook die radius, so hulle twee is gelyk. Daarom kan jy nou in HE se plek, kan jy nou gaan skryf, of as jy wil in GE se plek, ons gaan doen dit, in GE se plek kan jy HE skryf. So daarom het jy dat DC maal HK, DC maal HK, is dan nou, en hier het jy nou HE geskryf. 2 keer HE maal HE is HE², en dis wat hulle wou weet. Baie dankie dat jy na my video's gekyk het. Jy sal sien, ek het hier vir jou die 2 playlists aangeheg van graad 11 Euklidiese meetkunde en ook graad 12 Euklidiese meetkunde. En dan wil ek vir jou sê baie sterkte met jou eksamen. Groetnis van my, Juffrou Pythagoras, tot volgende keer.